My vraag vir jou is, en dis waar ons vir die afgelope 3 weke volgende 3 weke gaan praat, is dit geldige stories? Nou net om by 'n plek te kom om te verstaan, wat is 'n geldige storie? Dit beteken dat daar metodes en prosesse is, waar informasie natuurlik bymekaar gemaak het, noukeurig daarna gekyk het, en dat dit verseker dat die resultate betroubaar is, en natuurlik betekenisvol is. Seker vir jouself dink, ons het baie keer nuusberig wat ons mos nou weet, nee, een van die groot opslaa deesdae is natuurlik Trump en sy Twitter-rekening. Nee, ons gaan nie polities praat nie, maar die realiteit is, dit is baie keer 'n persoon wat in 'n magsposisie is in ons samelewing, wat 'n klomp goeie sê, en dit vra die vraag, is dit betroubaar? En is dit betekenisvol? Ek dink as ons mooi daaroor gaan dink, en dan moet ek en jy besef dat daar in Amerika tans 6 mediahuise is wat die meeste van media besit. Hier is hulle name, dit is Comcast, Disney, Time Warner, News Corp, National Amusement en Sony. Jy kan bietjie gaan kyk hoeveel van hierdie ouens besit al die media. Nou wat ek van praat, al die media, ek praat van flieks, ek praat van sosiale, elke liewe aspek ten opsigte van waarmee ek en jy te doen het in ons daaglikse lewe. En jy kan vir jouself indink dat nuusberig wil hê ek en jy moet oor sekere goeders dink. Maar wat as dit nie die regte informasie is? As dit nie betroubaar is nie. Die groot ding is dat meeste media korporasies praat oor mag, geld en seks. Die 3 komponente. Hulle wil vir ons wys hoe lyk mag, wat kan geld vermag natuurlik, en hoe lyk verhoudings. En veral wanneer ons praat oor die seksuele komponent. Nou, ek gaan nie daaroor praat, so moet nie bekommerd wees, want ek sien 'n paar mense se oë het redelik groot geword, gesê, waar is ek nou? So nee, maar ek wil hê jy moet bietjie net hieroor dink, want onthou, ons het begin in Hebreërs met 'n journey om te sê dat die Hebreërs skrywer wil hê ek en jy moet verstaan dat daar 'n geldige storie is. Wat sê die geldige storie? Hy sê vir ons, daarom moet ons soveel te meer aandag gee. So dit beteken, as ek en jy in 'n samelewing onsself bevind waar ons tans is, met 'n klomp informasie en inligting en stories en hoofberigte, dan is dit die vraag, waaraan het ek en jy ons aandag gegee? Want die realiteit is, as ons uit al hierdie informasies onsself posisioneer oor wat gesê word, dan kan ons baie keer die punt mis, want hy sê, hoor hierso, kan ek en jy aandag gee oor wat ons gehoor het? As gelowiges, wat het ons gehoor? Ons het die goeie nuus gehoor. Wat is hierdie goeie nuus? Dat Jesus Christus vir my en jou gesterf het, hy het ons kom verlos, hy het opgestaan, hy is die nuwe koning, hy is die ewige koning. En ons moet onsself daarin toespits, want informasie kan baie keer my en jou kry dat ons meer daaroor dink as waar ons behoort te dink as gelowiges. En hierdie kan my voedingsbron word. In plaas dat die nuusberig wat vir my en jou gegee is oor Jesus Christus, vir my en jou die storie word. Want dis mos goeie nuus. Is dit betroubaar? Ja, en is dit betekenisvol? Absolutely. So hoekom spandeer ons meer tyd? Dis die vraag. Meer tyd in sosiale media. Hoekom spandeer ons meeste van ons talente om sekere goed te bereik? En ons skatte? Dis waartoe hierdie gesprek gaan. Want as ek en jy aandag gee, dan posisioneer ons onsself natuurlik om wat te doen. Om dit wat ons gehoor het, onsself te kan impakteer oor hoe ons hierdie lewe natuurlik in alles aanpak. Ons kom nou net uit 'n reeks uit wat ons die vraag gevra het, wen liefde. En ons het vir mekaar gesê, ja, liefde wen. Paulus help ons om te sê, die liefde van Christus, hierdie liefde wat ons verstaan, daar is geen groter liefde as hy wat sy lewe vir my en jou neergelê het nie. Hierdie liefde dryf ons nou. Hierdie liefde is betekenisvol vir my en jou. Hoekom het hierdie liefde het my en jou kom herskep? Ons is nuut nou.
Ons het tot die insig gekom, sê hy, dat wat gebeur het, dat een vir almal gesterf het. Almal het dan gesterf en hy het ter wille van almal gesterf sodat die wat leef, die wat leef nie meer vir hulle self leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf en opgewek is. Kan jy gou gehoor dat hulle wat nou leef, dat my tyd, my talente en my skatte waarvoor gaan? Vir hom. Beteken ons 'n nuwe opskrif, 'n nuwe hoofopskrif oor my en jou. Dis die nuus. Wat is hierdie nuus? En die Hebreërs skrywer help ons, hy sê daarom terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk het. Ewig, onwankelbaar. Ons het hierdie koninkryk ontvang. Laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien. Laat ons osself posisioneer om dus aan hom eer te gee. Want hoekom? Want hy het vir my en oorwin. Hy het my en jou hierdie koninkryk ingesit. En nou is ons dankbaarheid is die dryfveer. Dis wat Paulus ook sê, die liefde van Christus dryf my. Nou hierdie dankbaarheid ten opsigte van God. En nou begin ons om dien. Op 'n welgevallige manier, nê, wat eerbied aan hom bring, onderworpenheid toon aan wie hy is, ontzag. Want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. Want ons het begrip van wie hierdie God is. Ons het begrip van wat hy vir my en jou vermag het. Ons het begrip van dit. Dit is presies waantoe Paulus ons help om te gaan. Waarom dring hierdie liefde vir my? Want dit hou my vir wie ek is. En op die einde van die dag, dis nou 'n geldige storie. Kan ek en jy dit vir mekaar sê? Want dit is betekenisvol vir my en jou. Dit het 'n implikasie op my lewe. Dit het 'n implikasie op my toekoms. Die manier hoe ek goeders nou sien. Is dit nie? Maar vat ons nog steeds nuuswaardigheid uit hierdie wêreld wat ons op 'n sekere manier laat dink. Is ons op daai plek waar ons onderworpe is in dit wat mensdom sê? Of wat ons koning sê? Want solank ek myself daar vind wat die nuuswaardigheid in hierdie samelewing my eintlik begin dryf, solank gaan ek mis wat God vir my en jou het. En dis eintlik waantoe hy die gesprek vat. Hierdie geldige storie het 'n implikasie op my en jou lewe. Die manier hoe ons mekaar sien, die manier hoe ons in huwelik, want dis waantoe hy gaan in Hebreërs 13, die manier hoe ons elke ander aspek in ons lewe sien, en ek wil vir jou lees uit King James Version, want hierdie is nogal redelik interessant as ons hom daar uitlees. Let your conversation be without covetousness. Die Afrikaanse vertaling sê, laat jou lewe vry wees van geldgierigheid. Covetousness het 'n spesifieke begrip wat ek en jy moet verstaan. Maar kan jy gehoor, let your conversation, hoor gou. Hoeveel van ons gesprekke by die braaivleisvuur gaan oor die situasie waarin ons self bevind en die toekoms wat ons het in hierdie land en dalk in hierdie wêreld? Hoeveel van dit is besig om my en jou gesprekke te dryf? I say, and be content with such things as ye have. For ye have said, I will never leave thee nor forsake thee, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. So kan ons vir mekaar sê, as ons hieroor dink, is dat die hoeveelheid van inligting wat die mens het, dis vir my baie interessant baie keer hoe ons optree, nee, soos dat ons het politieke ontleerders, ons het ekonomiese ontleerders, en ons het tot weer voorspellers. Wie het vanoggend na die weer gaan kyk voordat hy gekom het? Sê gou vir my, wat is nie? Kyk hoor, nee, is interessant. Want hoekom? Ons kyk na die voorspelling van hoe dit moontlik gaan lyk en ons posisioneer ons so. Maar ek dink nie ons is altyd bewus van hoe hierdie inligting my en jou eintlik dryf nie. En dis waartoe hy kom. Hoeveel van ons luister na die politieke ontleeders en sê hy dit, luister, daarom is daar 'n sekere aspek, of ons dink aan ekonomiese ontleeders. Dis die interessante gedeelte vir my is, as Jesus vir my en jou kom sê, is moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie, dan is ons bekommerd oor die dag van môre, omdat ander mense vir ons sê, ons het nodig om bekommerd te wees. En dan word ons bekommerd.
Hoekom? Want X, Y en Z het dit gesê. Maar dan is my vraag, dis waartoe hy kom en hy sê, maar wag 'n bietjie, wat gebeur met my en jou van dit wat ons gehoor het oor ons koning? Wat gebeur met my en jou in daardie verwysing? Dit beteken nie ons moet nie beplan nie, dit beteken nie ons moet nie geld wegsit vir ons af. Dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor waar is my vertroue in die inligting wat ek daagliks kry uit die mediahuise, en soos ek gesê het, 6 groot mediahuise wat die meeste goed besit in hierdie wêreld, waarin hulle wil hê ons moet dink konstant. Hoekom? Want as hy jou bang kan hou, wat gebeur met jou? Die vyand werk op vrees. Waaroor gaan ons gesprekke? Jesus, hy help ons in Matteus 12:34. Hy sê, van waar jou hart van vol is, loop die mond van oor. So as jou hart vol bekommernis, waaroor loop jou mond oor? As jou hart bitter is oor iemand, waaroor loop jou mond oor? Kyk gou wat gebeur. Die fontein van lewe spring uit ons harte uit. Hier is ons probleem, is dat ons nie ons harte beskerm nie. Hoeveel aandag gee ons aan dit wat ons gehoor het? Hoeveel tyd spandeer jy om dit te prosesseer? Hierdie wêreldstelsel van ons wil hê dat ek en jy moet dink aan wat as? Wat as dit gebeur en wat as dit gebeur? Kan ek gou vir jou sê, Jesus Christus het nog nooit gepraat oor die wat as nie. Hy het wel gepraat oor die volkomme vervulling van alles, daarom kan ons hoop hê. Daarom kan ek vas staan in dit wat hy vir my sê. Ek kan hom glo. Die wat as komponent skep alleenlik vrees by my en jou. En dit begin my en jou dryf in die manier hoe ons sekere besluite neem. Fear, Engels, nee, die akroniem het 2 verwysing. Daar's 2 tipe mense in die manier hoe vrees in ons lewe natuurlike reaksie veroorsaak. Die een is natuurlik forget everything and run. Is dit nie? Forget everything that you've heard and run. Dit is waar ons baie keer uitkom. Is dat vergeet wat ons gehoor het oor Jesus Christus, wat hy vir my en jou kom doen het en waartoe hardloop ons hardloop net. Dis die eerste gedeelte van mense wat by 'n plek kom en hoeveel mense mis dit wat God vir hulle het, want dit verhoed hulle om in te neem. Dit is daai oomblik, as jy dink aan Petrus wat op die boot is, wat Petrus vir Jesus sê, Here, as dit jy is, sê vir my om te kom, luister gou, fear if it brings you to a point you will run, he runs toward Christ. Maar dieselfde asem is al mense wat vrees op 'n ander manier beleef. En ons weet, dis false evidence appearing real. Wat as? False evidence appearing real. Dit is interessant, die duiwel het nogal 'n perfekte manier gekry om hierdie te doen. Hy skep goed in ons gedagtes en veroorsaak dat ek en jy aan sekere goed begin dink wat in onsself veroorsaak. Begin twyfel. Sien, God se woord is daar dat ek en jy ons gedagtes moet vernuwe. Dit het 'n impak op die manier hoe ek my lewe posisioneer. Hoe ek aan sekere goeders begin dink. Hy help ons om by 'n plek te kom om te sê, wag 'n bietjie, daar is 'n spesifieke waarheid. En hierdie waarheid moet my eie word. Hierdie waarheid het ek nodig om vir myself in te neem. En wat is hierdie waarheid? Hierdie waarheid is dat die God van hierdie wêreld my en jou so lief het, dat wat hy gedoen, hy het sy seun gestuur, sodat wat ek en jy kan ontdoen. Ek en jy kan ontdek wat ewige lewe werklik waar is in Christus. Wat kan ons nog ontdek? Ons kan onsself vind in Christus. Wat besef ons nog? Dat hy iets nuuts kom doen. Daar's 'n hoop, daar is 'n toekoms en nou posisioneer ek myself om wat te doen, om vorentoe te beweeg, want in 1 Johannes 4:18 sê hy, in die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees
na buite. Want vrees het te doen met straf. En wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Beteken dat ek en jy nog nie by daai plek gekom het as ons vrees oor dit wat in die toekoms voorlê. As ons nog nie hierdie onsself ons eie gemaak het, die feit dat Jesus Christus my so lief het, dat hy my deel gemaak het van sy koninkryk, nie, dat hy op die einde van die dag my voorsiener is, dat my vertroue in hom kan wees, nie. En waar ons praat van beweeg vorentoe is waar is ek heiliglik in my lewe? Hoeveel van hierdie goed het nog 'n impak, dat ek nie daai volgende tree kan gee nie, dat ek nie uit die boot uitklim nie. Omdat elke jaar kom ons by 'n sekere punt in ons tyd saam wat ons bietjie praat oor finansies. Want die realiteit is dit is een van die goed in ons samelewing wat mense op so 'n manier laat bekommerd wees dat hulle 'n klomp goeders begin doen wat nie noodwendig reg is. En ons help mekaar om te sê, maar wag 'n bietjie, as ek en jy by 'n plek kan kom waar ons besef dat finansies hierdie lack of oorvloed het, wat ook al, is eintlik besig om 'n klomp goed in my lewe te vestig, my op 'n plek te kry waar ek anders te dink, dat ek dalk my vertroue daarin plaas, of op die einde van die dag myself posisioneer dat ek alles najaag om vir my iets beters en groters te bou. Want hoekom? Want ons het mos nou gehoor. Jy sien, iets moet in my en jou gebeur dat ons die storie wat Jesus ons van deel gemaak het oor sy koninkryk en die seën wat daarmee saamkom, deel van my en jou lewe is. En daarom moet ek verstaan, wag 'n bietjie, maar ek moet iewers te vorentoe beweeg. Ek het nodig om te verstaan waartoe gaan my tyd en my talente en my skatte. Ek het nodig om te ontdek, is ek besig om my tyd in die woord te spandeer, ja of nee? Of is ek besig om die tyd wat ek het te spandeer op media, wat vir my wil hê, ek moet op 'n spesifieke manier na 'n klomp goeders kyk. Is ek besig om my talente te gebruik om God te eer? Of is ek besig om my talente te gebruik omdat ek bekommerd is van wat moontlik kan gebeur, daarom bou ek vir my 'n groter rykdom? Wat doen ek met my finansies? Is ek geïnvesteer in dit wat God se koninkryk wil behaag? Of is fopnuus die gedeelte wat my verhinder om my hand oop te maak? Jy sien, wanneer ek en jy ontdek dat God se belofte aan my en jou is spesifiek. Ons het nodig om weier te kyk, ons het nodig om te verstaan, hy sal my nooit verlaat nie, nooit begewe. Dis wat hy sê. En as ek en jy dit kan glo dat hy by ons is en met ons, hy sal my nooit verlaat, nooit begewe nie, dan kan ek mos myself anders te posisioneer, dan weet ek mos, dis sy krag wat my in hierdie tydperk waarin ons is, laat vorentoe beweeg. Dit is hierdie belofte wat ek gaan vashou. Dit is waantoe ek kyk om te verstaan dat God alles gaan nuut maak, dat dit by my en jou begin. En nou, wat doen ons? Ons sien vorentoe en alles wat ons doen, my finansies, my tyd en my talente gaan om wat te doen, om aan hom eer te gee. Sodat daar duidelikheid is oor hy wat koning is oor my lewe. My geloof is gefestig in hom en nie in my finansies nie, nie in my vermoëns nie in my skatte nie, maar in hom. Ek kom by 'n plek om te verstaan, wag 'n bietjie, daar's 'n nuwe soort storie. Daar's 'n nuwe hoofopskrif oor my lewe en dis geldig. Want as ek die navorsing gaan doen, dan kan ek by die plek uitkom om te sê, wag 'n bietjie, hierdie is betroubaar. Daar is soveel getuienisse van mense wat in finansiële verdrukking hulle self bevind het, wat daar uitgekom het. Hoekom? Want ek het iets begin besef, dat die Here is my helper.
Ek oriënteer myself om te sê, Here, hierdie het U vir my gegee, want ek besef, dit is alles syne anyway, en hierdie wat ek het, hierdie tyd wat U vir my gegee het, hierdie talente wat ek verkry het, hierdie skatte wat ek gekry het, is anyway, U sin, U het vir my gegee om wat te doen, om aan U alle eer te gee, dit is hierdie aanbidding komponent wat ek verstaan, en dit begin by die plek dat ek tyd spandeer om te kan ontdek wat die beloftes van God oor my lewe is, hierdie nuwe storie waarvan ek deel geword het, hierdie nuwe manier van vertrou, want op die einde van die dag as ons na Hebreërs 11 toe gaan, dan praat hy van al hierdie geloofshelde, hierdie stukkie eintlik, as ons teruggaan net, is daar 'n gedeelte in Josua 7, wat hy moet inneem. En wat gebeur? Is hulle verloor, maar hier's 'n belofte van God oor hulle. En Joshua gaan lê voor die Here en sê, Here, maar ek verstaan dit nie, ek het nie begrip nie. Ek weet nie wat hier gebeur het nie. Dan sê hy, maar Joshua, daar was iets wat ek vir julle gesê het, wat julle nie gedoen het nie. Hier is die probleem, wanneer hy kom en hy sê, vir my en jou, hoor hierso, dat ons gesprekke vry moet wees van geldgierigheid, of die liefde van geld, dan as ons daartoe wil gaan, is, want the love of money is the root of all evil, en evil is nie, dis hoekom hierdie bad goed gebeur nie, die probleem is dat wat in my hand is, kan ander mense help. En wanneer ons hierdie weerhou, wat gebeur? Is dit wat God wil doen deur my en jou, wat ek en jy dan op die einde van die dag sê, as ons sê, dit is die hoofopskrif oor my lewe, dat hy koning is, hy is my helper, hy is die ene wat waarheid praat, hy is die ene wat dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid is, dan het ek nodig om te sê, wag 'n bietjie, ek moet na my lewe gaan kyk, en ek moet dit gaan uitlê, en ek moet sê, wat is vir my waardevol? Want dit op die einde van die dag beïnvloed hoe ek en jy hierdie lewe aanpak. En luister, jy kan aanhou jouself onderworpe maak aan die storie van mense. Of jy kan jouself onderwerp aan die storie van Jesus Christus. Kan ek jou gou sê, hy weet hoe dit alles uitspeel, want ons weet, hy het oorwin. Ek weet hoe dit alles uitspeel, dit neem die druk van my en jou lewe af. Want hy sê, kyk, ek maak alles nuut. Ek weet nie van jou nie, as jy vanoggend hierna toe gekom het in Psalm 34 vers 5, sê die volgende, ek het die Here gesoek. Jy het dalk volgende die Here gesoek. En hy het jou nog nie geantwoord nie, maar jy leef op die huidige oomblik in vrees. Jy weet nie waar jou volgende deurbraak gaan wees nie. Wanneer ek praat van deurbraak, jy weet dalk nie hoe gaan jy van hier af huis toe ry nie, want jy het dalk nie petrol in jou kar nie. Ons wil volgende iets anders te doen. Jy het dalk nie kos in jou huis nie. Ek weet nie waar jy is nie. Maar baie keer wil ons die voorbeeld net wees van wat God vir ons bestem het om te doen. En ons neem finansiële bydrae vanoggend anders toe op, so die ouens kan met die mandjies gaan. Ons wil hierdie mandjie omstuur vanoggend in elke blok, en ek wil hê wat jy by jou het, gee dit. Ek wil vir jou vra, hoekom? Want ons het mense dalk vanoggend hier wat sê, luister, ek weet nie hoe ek hierdie pad gaan doen hierdie week nie, want ek het nie geld in my bankrekening. Ons wil jou vanoggend vra, want ons wil jou help. Ons wil dit vir jou gee, in die agterkant, aan die einde van die diens gaan doen naai wees, saam met die diensbestuurder, saam met gebedsouens, en ek wil jou vra, as jy vanoggend hier so sit, en jy sê, Here, ek het vanoggend vir geroep, en ek weet nie hoe ek dit deur gaan kry nie, wil ek vanoggend vir jou sê, dat die Here het jou gehoor. En hy wil jou vrees kom verwyder, deur vanoggend iets vir jou te doen. Hy wil vir jou sê, ek het jou gehoor. Hier is jou uitkoms.
En ek wil jou nou vra, ons kan nie vir almal hulle huispaaiemente gee nie, dit gaan nie werk nie, nee, of jou karpaaiement, daai gaan nie werk nie. Maar dis daai oomblik waar ons baie keer kerk toe kom en ons roep uit en ons hoor nie en ons kry nie die antwoord nie. Vanoggend wil ek vir jou sê, hier is jou antwoord. En dat jy na die diens kan gaan. En hy gaan na agter wees, soos ek sê in die gebedsouens gaan na agter wees, gaan kry vir jou wat jy nodig het. Want dis God se hart. En mag iets van dit vanoggend net by jou bos vat, net iets in jou hart kom drap. Om te sê dat as ons gesprekke nie in lyn kom met dit wat God vir ons bestem het nie, het ons moeilikheid. En dat hy ons nooi en sê, maar vertrou my, dat hierdie die hoofopskrif vir jou lewe is. Die Here is my helper. Ek sal jou nooit verlaat en nooit begewe nie. Vir Joshua was daai oomblik toe hy homself voor die Here verootmoedig, toe sê God vir hom, hoor hierso, daar was 'n opdrag, Joshua. Iemand in jou midde was geldgierig en het gevat van die bangoed wat ek vir julle gesê het, moenie. En die rede hoekom sekere goed baie keer in ons lewens realiteit word, is omdat ons onsself posisioneer volgens wat mense sit, omdat dit vrees op my in jou plaas, in plaas dat ons by 'n plek om te sê, die Here is my helper. Hy sal my nooit begewe, nooit verlaat nie. As hy my nooi, om te sê, neem deel, gee dan finansiëel, gee van jou tyd, gee jou talente. Dan doen ons dit, want ons verstaan die groter storie. Want dis die ding, want liefde dryf ons. Van 'n se hartsding. Dis 'n hartsding. Mag dit vanoggend vir jou ook 'n hartsding wees. So ek wil vir jou bid vanoggend, want ek weet nie waaroor vrees jy nie. Miskien wil jy hardloop. Miskien is jy by die plek om net te sê, Here, ek kan nie meer nie, ek wil net uit my situasie uit. Maybe it's false evidence. Trying to make you think that it's real. And that it's not. Ek wil vertrou dat die Here vanoggend vrees uit jou lewe kom verwyder. Want die liefde van God, dis die perfekte liefde en dit dryf vrees uit. Mag hierdie opskrif oor jou lewe word, die Here is my helper. En dat jy hier kan uitstap vanoggend om dit te kan proklameer oor jou lewe. Hy sal my nooit begewe en nooit verlaat nie, want hy is my helper. Laat jy van hier af jou hand in sy hand sit en sê, Here, ek laat gaan dit, die nuus, daai fake nuus baie keer, maar die nuus, laat dit nie 'n oorhand kry. Dat dit nie 'n oorhand kry oor die nuus wat ek ontdek het nie, hierdie goeie nuus wat my ingesluit het nie. Here, ek laat gaan volgens van dit. Al is dit baie keer vir ons net eenvoudig te veel om te verstaan, maar dat ek in daardie oomblik myself sal kry waar ek my hand in sy hand sit en sê, Here, van hier af stap ek saam met U, U is my helper, U is my ondersteuner, U is my voorsiener. Ek glo dit, ek sal my bes doen in alles wat ek doen, want ek weet daardeur sal ek verkry wat U my wil gee. Mag dit vir jou volgende realiteit. Ek wil vir jou vra, wil jy nie net jou oor toe maak nie, terwyl ons hier sit, elke liewe persoon. Ek wil jou vra vir boldness vanoggend, terwyl elke oog toe is, vra vanoggend vir boldness, as jy vrees het wat jou oorweldig vanoggend, wil jy nie net jou hand opsteek. Dankie Here, nog hande. Wow.
Here, en soos wat hierdie hande opgaan, wil ek U vra dat U hulle prentjies sal vanoggend kom verander. Dat hierdie prentjies sal kom verander van wanhoop na hoop. Plek waar hulle vanoggend kan ontdek dat U hulle so lief het, Here. Dis wat U sê, as ons vaders dan, ons ouers dan vir ons sou gee, hoeveel te meer sal U nie vir ons gee nie, dat ons vanoggend op die plek kan kom om te sê, Here, die manier oor my lewe skuif, die hoofopskrif gaan nie meer oor wat Trump sê, en wat die ene sê, en wat daai ene sê nie, maar die hoofopskrif oor my lewe gaan oor, U is koning van alle konings, U het heerskappy kom terugneem, en daarom, Here, bevind ek myself in hierdie koninkryk, en wil ek vanoggend deelneem aan juist dit wat U vir my as U kind bestem het. Here, dat dit 'n realiteit word, en daarom bid ek nou, Vader, dat vrees sal gaan in die naam van Jesus Christus, oor elke persoon wat sy hand opgesteek het, dalk vir ons wat nog nie ons hande opgesteek het nie, Here, dat vrees vanoggend sal gaan. Jy het geen hou vas op ons nie, vrees. Jy is oorwin aan die kruis. Jesus Christus het jou ontleed, daarom weet ons wat dit veroorsaak, en ons sit onsself vanoggend op die plek waar ons hom sien, hy wat gekroon is met eer en heerlikheid in Jesus naam. Amen.